Hier is Radio Pretoria se nuuskommentaar vir donderdag 11 Maart. Ons vra die vraag: wat sou gebeur as ons so iets sou sê? Julius Malema het 'n liedjie gesing, "Skiet die boere want hulle is verkragters." Die ANC kom tot sy ondersteuning deur te verklaar dat dit 'n vryheidsliedjie is en die bedoeling is skynbaar anders as wat dit klink. Maar wat sou gebeur as een van ons kunstenaars dalk 'n liedjie sou skryf? Kom ons skiet die kaffers want hulle is moordenaars. En wat sou gebeur as ons politieke of kultuurorganisasies sou sê dat dit ons vryheidsliedjies is en die betekenis nie dieselfde is as wat dit klink nie? So iets sou 'n storm van die swart politici en publiek ontketen wat byna onhanteerbaar sou wees. Malema het dus hier in wese vers 2 geskryf van sy ewe omstrede voorganger Pieter Mokaba se eerste versie wat gelei het "Kill the boer, kill the farmer." En dit sou dan vryheidsliedjies wees. Ons vra weer, wat sou gebeur as ons soortgelyke vryheidsliedjies skryf? In 'n polities gelaaide samelewing waar moord hoogtyd vier, is sodanige uitsprake of dan nou vryheidsliedjies hoogs onverantwoordelik en die aansprake dat dit 'n vryheidsliedjie is, gaan nie op by ons nie. Daar is net te veel getuienis dat hier 'n beplande aksie is teen die blankes van die land. Malema se is maar net een daarvan. Byvoorbeeld, onlangs het die PAC op die internetplatform Facebook ook 'n oproep geplaas dat blankes vermoor moet word. Daar was ook inskrywings wat daarop dui dat daar een of ander aksie beplan word op 16 Junie, die ou Soweto-dag, om blankes dan aan te val en te vermoor en tot die wit kinders te vermoor. Om in daardie omstandighede nog verdere oproepe te rig om boere te skiet, is doodgewoon roekeloos. Inderdaad steun ons natuurlik enige aksie om Malema tot verantwoording geroep te kry. Ons het egter geen vertroue meer in ANC-geskepte instellings soos die Menseregte Kommissie, wat al jare gelede bewys is 'n hond sonder tande te wees. Net so met die Gelykheidshof. En ons sal maar nog sien wat die polisie gaan doen met die strafregtelike klagte wat VF+ teen Malema gelê het, en wat die nasionale vervolgingsgesag uiteindelik daarmee gaan doen, en of dit nie ook maar soos die Zuma korrupsiesaak van die tafel geveeg gaan word as dit eers daar beland nie. Intussen het die ANC-president Jacob Zuma wel verskeie Afrikaner-organisasies en individue genooi na 'n byeenkoms, 'n ete vanaand. TLU Suid-Afrika het te kenne gegee dat hy die Malema-kwessie daar ter tafel sal hê en afhangend van Zuma se antwoorde en beoogde optrede sy strategie daarvolgens bepaal. Die sanger Steve Hofmeyer het na die hele Malema-affære verder gegaan en Samir die Zuma-uitnodiging van die hand gewys, wat in diplomatieke terme seker een van die hoogste vorme van protes is, om 'n uitnodiging van 'n staatshoof van die hand te wys. Dit sou trouens 'n baie sterk boodskap uitstuur as Zuma se gaste almal so 'n standpunt sou inneem. Intussen beklemtoon ons weer eens die noodsaaklikheid om paraat te wees, en dit beteken om bewapend te wees. Malema se liedjie gaan beslis weer 'n klomp van sy jong Turke aanmoedig om blankes te wil aanval en te skiet, soos hy dit sê. Die vraag ontstaan tog of dit die rede is waarom die regering so graag wil hê dat die bevolking ontwapen moet word, sodat Malema se jeugbende kan skiet sonder risiko om teruggeskiet te word. Ons kan dit nie toelaat nie, en ons doen weer eens 'n beroep op ons volksgenote. Maak nie saak hoe groot die opoffering en moeite is om 'n wettige wapen te bekom of te herlisensieer nie. Moenie daarvoor terugdeins en van uw wapen ontslaa raak nie. En as u reeds het, gaan skaf tog maar weer een aan. Solank Malema moord en doodslag teen die boere besing, die ANC hom verdedig en Zuma 'n Mbeki tipe stille diplomatie oor die saak volg, is elke wit mens in wese voelvry verklaar, terwyl 'n volskaalse oorlog teen ons aangeblaas word. Beskerm uself so deeglik as wat u kan.